En baie welkom, hier so net vir u wat kyk ook sê, baie welkom. Ons wil graag hierdie met die deel wat ons vriend Ben uh, met ons gedeel het by 'n geleentheid by ons bidtiegroep en ek het sommer twee vriende saamgenooi. Het is net vir Ben kan luister en ja, ons sit in die wêreld met die nuus media waar dit baie om die hele ding van immigrasie en moet ons land uit en wat ook al en hoe en die heel belangrikste ding is wat is die Here se wil in elke situasie en dis wat Ben vir ons gaan deel. Ben, ek wil vir jou vra, jy kan net so kortliks jouself bietjie voorstel. Dan het ons vir Tinus daarso, Tinus en vir Elsie, ek gaan nie vir hulle terwyl hulle van die tyd vreeslik tyd gee om nou hulle voor te stel nie. Hulle is mooi kinders van die Here en vriende van ons in die bidtiegroep. Ben, oor na jou toe. Deel bietjie oor jouself en ja, en toe hoe die pad met jou geloop het. Dankie. Ja, hierdie oor myself deel. Dankie Chris. Wel ek is Ben Kriel en ek is getroud. Ons het een dogter wat ook getroud is en julle sal nou sien in die verhaaltjie wat ek nou vertel basies wat met ons jy weet hoe ons kan ek maar amper sê episode, noem dit nou maar 'n episode waar ons nader aan die Here gekom het. Was my dogter toe nog baie klein, jy weet voor sy eintlik skool toe is. En maar so dis interessant want ek dink die groot ding is baie keer soos Chris wat jy nou gesê het, baie mense wil emigreer en jy weet, jy kyk na die toekoms en dan dink baie mense maar dis 'n hopelose toekoms, jy weet, en en dan dink jy as jy net 'n bietjie perspektief kan kry dan weet jy maar ons dien 'n God wat vir ons hoop gee en ek dink dis eintlik maar wat uit my stukkie uitkom wat ek met julle wil deel. Nou ek gaan net wegtrek dan soos ek deur vir julle te sê, die stukkie wat ek nou vir julle gaan voorhou, dan moet julle dan dink julle, jy weet, waaraan laat dit julle dink. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker. Ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons is almal soos grommende beere, soos duwe wat kla en kla. Ons wag op reg, maar daar's geen reg nie. Op redding, maar dit bly ver van ons af. Ons oortredings teen U is baie, ons sondes kla ons aan. Die waarheid het verdwyn. Wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy ore, daar geen reg is nie. Hy sien dat daar niemand tussen beide tree nie. Hy is verbaas daaroor. Nou, ek dink vir baie sal dit 'n bekende deel wees en dit is die begin uit Jesaja 59 vers 9 waar daai stukkie, ek wil amper sê donker geskets word en dan dis eintlik waar die deeltjie wat ek nou met julle wil deel begin is. Ons het ook hierdie ding gehad van met 'n dogtertjie wat nou klein is en gedink maar kyk die toekoms lyk donker in Suid-Afrika en ek dink die beste gaan wees om dit op 'n ander plek te probeer 'n nuwe begin te maak waar dit meer ek wil amper sê meer nie so kom ons sê dan nou maar gevaarlik is in aanhalingsteken en baie meer kans op sukses daar is. Toe het ons ja, ek wil amper sê daai tyd het mens amper half jou hoop verloor en dit laat mens dink aan die ou Psalm wat gesê het waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan, jy weet, en dit is nou verskriklike donker prentjie as mens nou so daarna kyk, want mens vergeet dan van die hoop wat ek net nou gesê dat die Here ons hoop is. So in 1998 het ons gevoel, kyk dis hoe Suid-Afrika lyk en dalk voel baie mense nou soos die stukkie wat ons gelees het uit Jesaja 59 Suid-Afrika lyk donker en ons het so gevoel en toe besluit ons gaan emigreer. Ons het nou al ons navorsing gedoen en na Nieu-Seeland toe en ons het visas gekry en ek het gaan kyk hoe dit daar lyk en probeer werk soek, maar nie werk gekry nie, maar ek was nog steeds oortuig dat die Here ons lei om te gaan. En ons het ook ons werk bedank en huis verkoop en alles. So hier sit ons in die dinge en ons kry die man wat ons paar
aardse besittingkie sal in 'n container sit en dit oorstuur Nieu-Seeland toe en hy kom daar aan en ek sê vir hom nou is jy nog nie weg nie. Hy sê nee, hy gaan nie, hy is al terug. Hy sê dis die beste plek is om hier te bly. En ons kyk hom so half verbaas aan, maar in elk geval hy skryf toe ons meubeltjies op en ons sien wat in die container gaan en wat nie. En dieselfde aand nadat hy weg is, lees ek en Carolyn in die Bybel en ons kom af op Jeremia 42 vers 21. Ek sal dit nou net in Engels lees. However, if you say, I will not stay in this land, we will go and live in Egypt, where we will not see war, or hear the trumpet, or be hungry for bread. If you are determined to go to Egypt, and you do settle there, then the sword you fear will overtake you, and the famine you dread will follow you into Egypt, and you will die. Nou kan 'n mens dink as jy nou voorbereid is om, jy glo, jy weet die Here se plan is dat jy moet trek en hier lees jy nou dit nou. Dis nogal scary en ons dink toe, nee, ons het definitief op die verkeerde plek gelees, jy weet, so maak die Bybel vinnig toe. En maar dit het ons baie eintlik amper geruk, jy weet, van maar hoekom kry ons hierdie boodskap nou? In elk geval die sonnagoggend is ons toe kerk toe. En jy weet mens as mense in die kerk inkom, baie keer was daar sulke bordjies wat opsit wat 'n gesange gaan jy sing en waar jy die Bybel gaan dit lees. En daar staan ons gaan uit Exodus uit lees. Toe ek Exodus sien, toe dink ek wonderlik, Exodus is trek. So dis is definitief soort van al vir my bevestiging. Ons gaan nou trek. Maar groot is my verbasing toe ons daai stukkie hoor in Exodus 14 en daar waar die Here eintlik vir Moses gesê het hulle moet terugdraai. Then the Lord said to Moses, tell the Israelites to turn back. Nou ja, toe weet ons, hierdie is beslis nie net 'n boodskapie van wat mens moet ignoreer nie. En ons het net besluit om die Here te gehoorsaam en ons het gevoel ons moet bly want ons hele uitgangspunt was uit vrees uit, nou, om te trek en te immigreer. En nou ja, ek het die maandag daarna toe besluit ons gaan die nuwe mense gaan ons huis kry en whatever, maar ek gaan ten minste my werk probeer terugvra en ek het dit toe gedoen maandag en ek het my werk teruggekry. En so het ons weer begin om hier te bly. Ja, en ek dink wat ons besef het is dat mense moet by die Here se plan inpas. Dit werk nie omdat die Here by jou plan inpas nie, jy weet, en dis nogal die les wat ons geleer het daar. En Jesaja 65 vers 1 is vir my altyd so mooi wat sê, ek het my laat vind deur hulle wat my nie gesoek het nie. En as ek dink, eintlik op hierdie pad het ons nie die Here gesoek nie, of ons het die Here net gesoek om te bevestig dat ons plan eintlik die regte plan is en dit was nie. En wanneer groot ding kan ek jou ja, as ek nou so luister, dan klink dit nou 'n baie vinnige besluitjie. Julle het maandag besluit en Vrydag gaan julle en skielik dit het seker redelike tyd gevat, die hele opbou en so aan. Ek wil eintlik net perspektief kry daaroor. Ja, die opbou na die Saterdag toe wat ek nou gesê het toe die ou ons wat se naam kom opskryf het, ons meubels en opskryf vir die container. Ja, toe het al 'n hele paar maande verloop, jy weet, wat ons die beplanning gedoen het en die huis verkoop het en ek was in Nieu-Seeland gewees saam met vriende om te kyk, jy weet, en te kyk wat is werksopsies en al die tipe goed. Ja, so was redelik 'n lang aanloop, jy weet, die maande, ja. Maar die besluit toe die Saterdag aand toe die Here sê, jy weet, dit wat jy vrees hier, sal jy daaroor kom en so aan, jy weet, en dit het ons eintlik maar net tot stilstand gerig en besef, hoor jy, ons moet nou, vir ons was die boodskap duidelik, ons moet nie gaan nie, ons moet hier bly. Ja, ek dink, wanneer mens sulke goed gebeur, jy weet, mens wil altyd duidelikheid by die Here kry, maar is dit nou reg? Het ek nou reg gehoor, jy weet, hierdie duidelikheid, maar ek dink wat ons ook hier uitgeleer het, die Here gee nie altyd vir jou duidelikheid of clarity, soos hulle in Engels sê nie, maar die Here sê, vertrou jy my net. En ek dink dit is vir my, dit het nog al die tyd na dit, het dit my bygebly van, jy kan die Here vertrou,
En ons het nou dag ook gesê van daai ding van toe die disippels saam met Jesus in die boot was, jy weet, toe die storm opsteek en Jesus slaap en hulle maak Jesus wakker en sê, hoorie, maar gee nie omdat ons vergaan nie. Die boot sal nooit vergaan met die Here saam met jou in die boot nie, jy weet, maar mens dat die vrees jou baie keer oorweldig. Ja, en ek dink die groot ding ook van wat ons hier uitgeleer het, is dat die groot ding van die donker kant, né, van die is dat dit wil hê die mens, ons moet hoop verloor. En ons moet bekommerd wees oor die toekoms. En dit is een ding wat die Here, dink ek, vir ons hier geleer het, is van, los jy maar net die toekoms in my hande en vertrou op my. En ek dink dit is wat vir my lekker was. So, na al die jare, wat ook nou al gebeur, ek sê nie ek bekommer nie, mens doen dit tog, maar ek dink is tog maar menslik, maar in alles wat gebeur rondom ons, sê ek net altyd, maar ek weet, die Here het gesê, bly hier, en as jy hier bly, dan gaan hy vir jou sorg, en daai weet het ek in my hart, en ek is rustig in my hart daaroor. Ja, en ek dink nie die Here het ons baie nader getrek, jy weet, amper daai Jesaja 65 vers 1, hy het ons gesoek, en ons nader getrek, en vir hom gesê, weet jy wat, dis wat ek wil hê jy moet hoor. En ek wil amper sê die onseker toekoms wat 'n mens baie keer sien, vergeet ons maklik dat ons 'n seker God dien, 'n God wat van sekerheid, dat hy is by jou en hy sê dit en hy bevestig dit en alles. Maar Jeremia 12 vers 5 het my ook baie dat dink aan, die stukkie sê, as voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? En as jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos aan die Jordaan? En ek dink dis daai ding van, ons het gedink, ons wil na 'n vreedsame land toe gaan, jy weet, maar die Here wil jou voorberei om nie weg te hardloop hier waar ek wil amper sê onveilige goed gebeur nie. Ja, en een van die goed wat vir my ook op 'n stadium mooi was, jy weet, iemand het gevra, maar kan mens vandag nog op die water loop? En ja, ek dink mens kan nog op die water loop vandag. Al wat jy moet doen is jy moet net jou tree uitsit, en dan kom die Here onder jou in. My gevoel was dat die Here kom onder jou in, en dan laat hy jou op die water loop, jy weet, om het so uit te spreek. En ek dink ook die groot ding wat die Here doen is, jy word geanker in Christus. Ons is baie meer geanker gevoel, dat alhoewel daar miskien chaos rondom jou is, maak die Here seker dat daar nie chaos binne jou is nie. En dit gee mens daai rustigheid, en dit help mens om die Here nog meer te vertrou, wil ek amper sê. En ja, een van die ander, miskien net nog 'n paar ander deeltjies uit die woord uit is Esegiel 34 vers 15 het die Here gesê, ek sal self my kleinvee se herder wees, en hulle rustig laat lê en herkou, sê die Here my God. Ek sal die soek wat weggeraak het, die terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van die wat seer gekry het, die swakkes help, maar ek sal die wat vet en sterk geword het uitroei. Ek sal 'n herder wees wat reg laat geskied. Ek dink die basis vir my is net dat die Here sê, ek sal self jou herder wees. Jy weet, jy loop naby die herder, en dit was vir my mooi om daaraan vas te hou. In Amos 4 vers 13 sê, jy moet besef, hy wat berge vorm en die wind skep, hy wat sy gedagtes aan die mens bekend maak, hy wat dagbreek donker maak, hy wat oor hoogtes van die aarde gaan, sy naam is die Here almagtige God. En daai deel, dan dink jy maar, die God wat al daai skepping, jy weet, berge maak en die wind skep, al die goed, hoe sal hy hoe spesiaal is dit dat hy sy gedagtes met ons deel? Dit laat mens klein voel. En dan die laaste stukkie, miskien is 2 Korintiërs 10 vers 4-5, die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig, en daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. En daai wapens het ek ook maar net daar vir myself, nie vir myself nie, maar die Here het dit vir my duidelik gemaak dat God se magtige wapens, hy laat jou nie
ek wil hy laat jou nie daar weerloos staan nie. Hy gee vir jou hierdie wapens in jou hand en dit is vir my gebed en ook die liefde wat 'n mens kan gee en geloof wat die Here vir ons gee, sy woord wat ons bemoedig en dan natuurlik die hoop wat ons net oor gepraat het, dat hoop waar dinge vir mense hopeloos lyk, gee hy hoop. Ja, en die Heilige Gees wat mense natuurlik oortuig en vir jou, ek wil amper sê lig gee, daar waar die pad donker raak. En dan kan ek net weer miskien eindig met die stukkie ook uit Jesaja 59 vers 17, die laaste deeltjie wat dan sê, hy trek geregtigheid aan soos 'n pantser en redding is die helm op sy kop. Hy trek straf aan as klere. Hy hang woede om hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste. Toorn vir sy teenstanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oos tot wes sal die naam van en die mag van die Here geëer word. Wanneer die teestander aanstorm soos 'n rivier, jag die gees van die Here hom op loop. Die Here kom na Sion toe as verlosser, na die toe in Jakob wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here, wat my betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie. En dit is vir my net daai bevestiging van, jy weet, wat wil jy nou meer hê? Dit is wat die Here sê en dis sy belofte en dan kan jy mos rustig gaan slaap en weet die toekoms en jou lewe en alles is in die Here se hande. Jo. Tinus, ek gaan vir jou kansie gee as jy dalk iets wil vra of byvoeg. Nee, ek wil net vir Ben sê baie dankie dat hy dit met ons gedeel het en hy is een van die min mense wat die moed gehad het om te sê, luister, ons het 'n besluit geneem en ons wou met alle mag en krag oor see gaan en ons wou emigreer en toe erns geneem het en geestelik en in die Bybel gaan soek het na bevestiging dat hulle wel moes gaan en toe groot genoeg is om uit te kom en te erken dat hy toe besluit het dat hulle nie moes gaan nie. Die Here praat direk met hom en sê dat hulle nie moet gaan nie. So ja, dit wat ek wou deel en wou sê, ek het heelwat met mense gepraat wat die besluit geneem het en dan aan die ander kant aangekom het. Die vrou wat ek genoem het is 'n vrou met die naam van Audrey Nolte. Sy en haar man het gewoon hier in Tabazimbi. Haar man is 'n dokter en hulle het toe ironies genoeg ook die besluit geneem om Kanada toe te gaan. Hulle het toe 3 klein dogtertjies wat op daai stadium laerskool is en hulle is toe nou Kanada toe. Sak en pak. En die Audrey vertel, dit is verskriklik moeilik om aan te pas in Kanada. Die een is die weer. Sy het vertel dat jy het 'n bordjie buite jou huis in die dorpie waar hulle is. Elke dag moet jy die kleur verander by jou voordeur. Dan geel, dan groen, dan rooi en so gaan dit aan. En die plaaslike owerheid ry dan nou daar verby en kyk of jy jou bordjie verander, want die weer kan so met jou kop speel dat jy jou sinne verloor in 'n plek wat so koud is as jy nie gewoond is daaraan nie. Maar die groot uitdaging was dat die kinders, die grootmaak van kinders aan daai kant. Kinders word verskriklik liberaal groot en dit is nie soos ons die Afrikaner kinders grootmaak nie. En sy wat Audrey is, sy sê she speaks her mind. Dit wat op haar hart kom, dit spreek sy en sy sê. En sy sê sy's 'n paar keer oor die vingers getik omdat Kanada so 'n diverse land is met verskillende volke wat daar bymekaar kom. Moet jy altyd mooi dink, praat jy nou polities korrek. Maar die kinders het toe nou groot geword en die Audrey vertel toe nou die uiteinde van hierdie saak is dat daai 3 dogters van hulle swat op tikkies. Want hulle soek 'n man wat Afrikaans is, wat konservatief is en 'n Christen is in die Here glo. En sy sê in die Kanada waarheen hulle emigreer is vir die kinders onthaalwe ironies genoeg, is daar nie sulke mense nie. So dit was vir my 'n vreeslike storie en die feit dat sy dit gedeel het. Mens kry sommer so
jy het soveel deernis en jy kry seer in jou hart. En omdat ons land soveel mense verloor nou, ons sit in ons eie familie, hierdie hele ding wat nou begin is by Trump met die vlugtelingprogram, die refugee program. My swaartjie, my vrou se jongste broer Boetie, hulle is nou vir 'n maand in Amerika. Hulle is tans daar in Houston. En ons sal nou sien, dis nou early days en is nog die honeymoon, Chris, so ons sal nou sien wat gaan gebeur. Maar ja, ek voel jammer vir soveel mense wat nie erns gaan neem met hierdie besluit en vrae en antwoorde gaan soek by die Here oor moet hulle regtig gaan, wat is sy plan vir my? Het hy my daar nodig of het hy my hier nodig nie? En dit is 'n moeilike ding. Ek weet nie of van julle gekyk het na daai program van Rian van Heerden. Op DStv was daar 'n ding wat hulle genoem het Beloofde Land. En op daai program het hy toe met mense gepraat wat hier in Suid-Afrika is wat nou wil gaan op die vlugteling of refugee program. En toe hy van die tweede sessie was, toe praat hy met mense in Amerika wat reeds daar is en wat is hulle gevoel? En daar was een ou wat ek net so eintlik twee. Die een ou sê hy werk in die dag in Amerika en hy is in Amerika, maar as hy by sy huis kom, is hy terug in Suid-Afrika. Hy sê voor hy gaan slaap, gaan hy op Google Earth en hy kyk en hy gaan daar na die Kreerwiltuin toe en hy loop daar in die Kreerwiltuin op sy rekenaar op en af en hy gaan terug na die huis waar hulle gebly het en hy doen daai Google Earth images wat dan jou eiendom daar wys en hy verlang in sy hart terug na Suid-Afrika. Nou as 'n ou met so 'n ding in jou hart rondloop, dan dink ek moet jy maar liewer terugkom as dit jou elke aand so pla dat jy net jou wortels weer wil sien terug hier in Suid-Afrika. En daar is seker ander baie stories wat ouens suksesvol is en ek myself het familie in Nieu-Seeland. My pa en sy se vrou het toe oorgeëmigreer Nieu-Seeland toe. Ek was al self daar gaan kyk. En 'n ding wat ek ook genoem het is wat vir my opvallend was dat daar vreeslik baie kerke in Nieu-Seeland is. Maar wanneer Sondag kom, is daar nooit mense by die kerke nie. Ek het hulle toe gevra daaroor en hulle sê nee, wat dis 'n ouderwetse ding. En van daai kerke is besig om omgeskakel te word vir ander gebruike. Hulle is net nie meer in gebruik nie. So ja, dis 'n groot ding en vir my is dit net hartseer die families wat uitmekaar geskeur word met ons politieke opset hier in die land. Ek het my eie seun is nou hierdie week wat verby is, het hy nou 'n onderhoud gehad om met agente wat vir jou werk soek, spesifiek in hierdie geval in Nederland. Hy's tegnies gekwalifiseerd. Hy het 'n ambag geloop in dieselwerktuigkundige en hy stel nou belang om soontoe te gaan. En ek weet dis altyd mooi idillies as 'n ou nou wil gaan en almal gooi die geld voor en in jou jong dae is dit seker goed as jy bietjie rondry en net 'n wyeer perspektief van die wêreld kry. Maar ons het toe met iemand gepraat op die WhatsApp wat reeds daar is, een van die ouetjies wat saam hom geleer het hier by Soltech, wat sê daar's nie veel om te doen nie. Hy mis sy familie en hy sê al wat jy daar in Nederland doen is jy gaan kyk nou na die blomme en jy gaan kyk na ou geboue en jy gaan kyk na die see want jy mag nie eintlik daar swem nie en dis te koud en het ek net besef, jy weet 'n ou daar's soveel mense wat wil weggaan hier, maar wat vergeet die seëninge wat 'n ou het in jou hand hierso in Suid-Afrika en die mense in die skole opset hierso. Maar dit is maar die bietjie wat ek wou deel en ek wil net weer vir Ben salueer en die feit dat hy erken het voor hy gegaan het om te sê dat hy het besluit hy moet eerder maar bly. Dankie Chris. Baie dankie Tinus, jy het kosbare goed bygenoem wat ek dink ons mense dink nie altyd aan die goed nie. Ek dink die belangrikste ding is om te weet, is ek in die wil van die Here
ook in hierdie Amen. proses. Ons het in Suid-Afrika mense nodig wat ons roeping en ons visie verstaan. Die Here het 'n roeping vir ons hier, hy het ons hier geplaas. En as jy gaan, ek het ook baie familie wat oorsee is. My groot vraag is jy daar omdat die Here jou gestuur het, of is dit daar omdat jy, soos Ben sê, bang raak en wil wegskram van want hier's maar baie uitdagings hier, maar hier's baie geleenthede om juis vir die Here hier 'n koninkryk te bou. Ek het 'n WhatsApp groep wat ons begin het, en dit is 'n WhatsApp groep vir Suid-Afrika vir hierdie tyd. Soek die koninkryk van God. Ek wil u uitnooi wat kyk om dele van te word. Soek dat ons 'n regering kry wat die koninkryksbeginsels, Christelike koninkryksbeginsels in hierdie land gaan vestig. Maar dankie broer Ben, dankie Tinus, en ek gaan vir Elsie vra. Elsie, as jy iets wil byvoeg, maar ek wil vir jou in die besonder vra om 'n gebed vir ons te doen. 'n Gebed te doen vir kykers wat dalk wat dalk nou in hierdie proses van wonder is en ondersoek en soek na die wil van die Here. Elsie, so baie dankie as jy vir ons dan so 'n gebed sal doen. Chris, dit sal vir my lekker wees, maar ek wil ietsie byvoeg hier vir Ben. Ek het gisterand op YouTube program geluister oor koning Josafat. En toe daai groot, ek dink dit was 3 lotte wat opgetrek het om teen hom te kom oorlog maak. En die eerste wat hy gedoen het is, soos wat Ben hulle ook gedoen het, is om die Here te gaan raadpleeg. En maar die hele volk opgeroep om te kom vas en saam te kom bid en by die Here te hoor. En die Here het nie vir hulle maklike uitweg gegee nie. Deur een van die Lewiete se seuns het hy vir hulle tipe van 'n profesie gegee wat hy gesê het: trek môreoggend op na die bloeiselpas toe en staan en kyk wat die Here vir julle gaan doen. Want die Here het hulle gesê, dis nie julle geveg nie, dis my geveg. Maar eintlik sal ek so sê vir die volk, die sleg daarvan was, hulle was 'n klein groep in vergelyking met daai groot groep, en hulle moes seker beangs en bevrees gewees het, en nou het hulle nog 'n hele nag voor, wat hulle moet voorberei hiervoor, om die vyand tegemoet te trek, en hulle moet niks gaan doen nie, hulle moet net daar gaan staan en kyk. En om hulle geloof te versterk, om te weet, as die Here sê, hy veg vir jou, dan veg hy vir jou. En vashou daaraan, dat die Here is in beheer. Ons moet net gehoorsaam wees. En ja, baie mense vlug na al hierdie ander lande toe, want dit lyk die gras is groener aan die ander kant van die draad, maar gaan kyk wat lê aan die ander kant van die draad, hoekom is die gras groener? So, dis beter, bly in ons eie land, vat maar die punch hierso, en weet, die Here is met ons in die boot. Hy sal ons nie verlaat nie, hy gaan ons deurdra, en wat vir my kosbaar is, ek dink Psalm 125 waar daar staan, laat die goddelose nie die oorhand kry oor die grondgebied van die regverdige nie, so die regverdiges nie in sonde verval nie. En hierdie moet 'n gebed wees van ons vir die Here. Dis nie net die grondgebied van fisiese grondgebied nie, maar ook ons geestelike grondgebied. Dat ons sal vas staan daarin en sal vashou aan die Here, dat hy sê, hy sal ons deurdra, hy sal ons beskerm, en in Psalm 34 sê hy dan, die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here liefhet en red hulle uit. Dit is ons antwoord. Die Here sal ons uitred, solank ons aan hom vashou, hom liefhet en hom dien. Amen. En dankie Ben vir jou, wat jy gedeel het, en dat jy gehoorsaam was en geluister het wat die Here gesê het. Want soos jy gesê het met daai Egipte storie, as jy Egipte toe gegaan het, sou jy moeilikheid gekry het. Nee, dis waar. Ja, dis net alle eer aan die Here, want ek dink nie is ons wat so slim was nie, hy het ons maar net laat luister. Ja,
Daai gehoorsaamheid. Hy verwag van ons gehoorsaamheid. Ons moet net glo en gehoorsaam wees. OK, goed, kom ons sluit die oë, dan bid ek vir ons. Aba Vader, Heilige Here God Almagtig, Koning van alle konings, ons Skepper, U wat woon in ontoeganklike lig, aan U wat op die troon sit en aan die Seun kom toe al die lof en dank en eer en aanbidding. Here, want wie is soos U? Wie kan met U vergelyk word? Wie kan vir U raad gee? Wie kan vir U voorskryf en vir U sê wat om te doen? U is, ek is. Here, U is gister en vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. En dankie dat ons in hierdie land nog vryheid van geloof het. Dankie dat ons kan kom en ook so op 'n Zoom kan praat oor U, kan praat oor U goedheid, U liefde, U trou, dat U ons deurdra deur moeilike tye, deur goeie tye, maar dat U in beheer is. Aba Vader, ek wil vanmiddag kom bid vir ons land. En ek wil kom bid, veral nou in hierdie Pinkstertyd. Here, laat U Gees oor Suid-Afrika beweeg, soos U Gees beweeg het oor die donker diep waters van die aarde, voordat U beveel het dat daar lig was. En laat uit hierdie chaos daar weer orde kom, dat reg en geregtigheid sal geskied in ons land. Vader, dat U weer omgesien sal word na wees en weduwee, na armes, siekes, noodlydendes, dat U weer werksgeleenthede geskep sal word, dat U weer hoop sal wees vir ons mense. Vader, ons kom vra dit in die naam van Jesus Christus. En ons kom bid vandag vir ons kerk. Die kerk van Jesus Christus oor die wêreld heen, maar spesifiek ook hier in Suid-Afrika. Here, ons vra dat U Gees kragtig sal beweeg oor ons, dat U Gees een word met ons gees, dat U Gees ons kom lei en rig en leer in die waarheid, dat die waarheid ons vrymaak. Vader, ons kom buig vanmiddag voor U en ons kom bid dat U genade oor ons onbeskryflik groot is. As ek dink aan Jeremia, ek dink is 31, dan het U gesê, ek sal hulle terugbring van die ooste, die weste, die noorde en die suide. Ek sal aan hulle sondes nie meer dink nie, en ek sal vir my 'n nuwe verbond met hulle sluit. Ek sal my woord op die tafels van hulle harte skryf en hulle gedagtes ingraveer. En ek sal vir hulle die begeerte gee om my te dien en nie van my weg te draai nie. En dan bid ons, Here, dat U die harte van klip sal uithaal en harte van vleis gee, en dat U Gees kragtig in ons sal laat werk, en dat U ons sal terugbring, dat ons U met toewyding sal dien in hierdie land, dat die lig van Jesus Christus hier sal opgaan, soos die helder môre sonskyn met genesing in sy strale. Vader, ons kom buig voor U, ons kom bid en ons pleit dat U ons barmhartig en genadig sal wees in hierdie land, en soos dit staan in Psalm 125, dat U ons grondgebied sal beskerm, sodat die goddelose nie daaroor oorhand sal kry en die regverdiges in sonde verval nie. Here, dankie vir ons samesyn vanmiddag. Dankie vir ons gebedsgroepe wat daar is, oral oor hierdie land. Hoor ons gebede, Here, as ons kom na U toe in die naam van ons Here Jesus Christus. Aba Vader, wil ons U herinner dat Jesus gesê het, wat julle ook al die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. En ons kom vra in Jesus naam, laat U koninkryk kom in Suid-Afrika. Here, oor die wêreld heen, en laat U geheilig en verheerlik word. Al die lof en dank en eer en aanbidding aan U en U alleen. Ons buig voor U, ons Skepper, in Jesus naam. Amen. Amen. Jo, dankie julle. Ek wil in die besonder wat Elsie nou mee afgesluit het, as daar gebedsgroepe is wat dalk die video kyk, deel dit gerus. Deel dit gerus baie met ander gelowiges. En ja, kom ons bou hierdie land, die koninkryk van God. Kom ons bou 'n demokratiese, Christelike, koninkryks gefokusde regering vir ons land. Dis ons gebed. Ons
sê dankie en ons dankie vir almal wat gekyk het en mag die Here julle seën ons elkeen tot eer van sy naam. Amen. Amen. Mooi loop. Dankie. Dankie. Chris.